Kom ons bid. Here, ons het nodig om by U te hoor. Elkeen van ons as individu, as persoon, as wese, het nodig om by U te hoor, ons Skepper. Sal U kom en op U manier in elkeen van ons se lewens inpraat. Dankie vir U woord. In Jesus naam. Amen. Goed. Spreuke 16 vers 32. Geduldige mens het meer waarde as 'n bedrewe vegter. 'n Mens met selfbeheersing meer as iemand wat 'n stad inneem. Goed, so ek hou nogal van fliek, ek hou van goed waar iets gebeur. Ek hou van oop skoon geweld. Dit is vir my kwaai. Die gevloekery hou ek nie van die naaktheid en goed hou, maar oop skoon geweld, dit werk vir my. En hier kom die Here en hy sê, luister, ou wat geduldig is, wat kalm is, het meer waarde in my oë as blyvaart. Hoor mooi. Ons kyk na goed om ons kyk na mense om ons. Ons dink, hulle is kwaai. Die Here kyk anders, hy kyk na jou binnekant. Jou binnekant is belangriker as jou buitekant. Jou binnekant is belangriker as jou buitekant. Romeine 5 vers 17 sê, deur die oortreding van een mens het die dood begin heerskappy voer deur hierdie een mens. Maar deur die een, Jesus Christus, is veel meer bereik. Die wat die oorvloed van genade en die vryspraak as gawe ontvang het, sal in die lewe regeer. Sal in die lewe regeer. Heers. Daar is 'n verskil tussen regeer en reageer. En dit voel vir my, dis wat meer van ons, dit is wat ons normaalweg doen. Ons lewens is meer een van reaksie op dit wat die wêreld doen, en die moeilikheid wat daar is, as wat dit is om te reageer, of te regeer. Ons reageer in plaas van regeer. En dis nie wat die Here wil hê nie. Dis nie sy plan nie. Dis onvermydelik dat moeilikheid kom. Is onvermydelik. Is onvermydelik hierdie tyd van die jaar. Daar's kieme en virusse en allerlei goede wat rondsweef en te kere gaan en mense aanval. Dis onvermydelik, dis deel van dit wat is. Regeer jy of reageer jy? Jou gesindheid is die deurslaggewende faktor vir die gehalte van jou lewe. Maar ek sê dit weer. Jou gesindheid is die deurslaggewende faktor vir die gehalte van jou lewe. Ware krag lê nie daarin om ander te oorwin nie, maar om jou eie reaksies te beheer. Dink weer ons eerste skrif. Binnekant is belangriker as die buitekant. Ons praat van heiligmaking en dan dink ons dit beteken ek sê nie meer snaakse woorde nie en ek steel nie ouens so goed nie. Heiligmaking primêr is jou binnekant. Heiligmaking beteken groter intimiteit met Vader, met Jesus, met Heilige Gees. Heiligmaking beteken ek beheer myself. Ek regeer oor myself. Dis nie wat ons doen nie. Ons reageer. Ons loop heeltyd met hierdie ding van wat gaan nou gebeur? Wat's volgende? Wat gaan volgende skeefloop? En dit is so. Dis die wêreld. Dis wat dan gaan. Ek
hou daarvan om fisies goed te doen, om te werk. En ek doen dit. Daar is altyd iewers 'n neukery. Jy besluit om iets te doen, daar's altyd iewers 'n neukery. Iets loop skeef iewers. Jy kan dit, dis wat dit is. Jy het 'n reëling met iemand om met die kraan, met die trok te gaan help. Jy reël met hom 'n tyd. En wil die ding nie vat nie. 3 kwartier, ek sukkel 3 kwartier om die ding aan die gang te kry. Ek moet naderhand van bel en sê, luister, ek jy nie vergeet nie, ek is op pad. Geen net kans. Daar's altyd iewers 'n neukery. Hoe hanteer jy dit? Hoe hanteer jy dit as dinge skeefloop? Want dis die toets. Dis die toets of jy regeer of reageer. Regeer beteken nie, ek maak alles reg om my nie. Beteken, ek maak dit reg binne in my. Maar ons kry onsself jammer. Self-pity is easily the most destructive of the non-pharmaceutical narcotics. It is addictive. Self-pity, selfbejammering. It's verslawend. Gives momentary pleasure and separates the victim from reality. En dis wat ons doen. As iets skeefloop, dan is ons kwaad. Ons sê daai woord en ons begin borrel hier binne. Nie met die borrelletjie nie. Want ons is ontevrede, want dinge is nie soos ek het wil hê nie. En ek is veronderstel om in beheer te wees en ek regeer. Nee. Dit beteken nie jy regeer oor hierdie wêreld nie. Satan is god van hierdie wêreld. Beteken jy regeer oor jou binnekant. Dis die geheim. Dis waar dit dan kom. Selfbejammering is soos dryfsand. Hoe meer jy skop en spartel, hoe meer jy dit toelaat, hoe meer jy dit indrink, hoe meer sak jy weg in die ding. Blykbaar dryfsand, jy is veronderstel om baie kalm te wees en te kalmeer, dan jy stadig op jou sy gaan en dan op jou rug gaan, en dan jy eintlik swem uit die sand. Dit klink nie vir my, maar blykbaar is dit hoe jy dit moet doen. Maar hoe meer jy spartel, hoe meer jy dit toelaat, hoe meer jy paniekerig raak, hoe vinniger sink jy weg. En dis wat ons doen, as ons nie regeer nie, oor ons binnekant nie. Selfbejammering is niks anders as ekstreme selfgesentreerdheid. Dit gaan oor my. Selfbejammering is 'n selfsugtige wêreldsbeskouing. Dit gaan oor my. Dit maak my mislik. En dit maak almal om my ook mislik. Selfbejammering. En hier is die toets. Jy kan vir jouself kyk. As dinge in jou lewe skeefloop, as iets is anders as wat jy dit wil gehad het, wat is jou reaksie? Is jy kwaad? Gooi jy 'n tantrum? Is jy ontevrede? Vloek jy die vyand? Wat maak jy? Of regeer jy oor jouself? Wat gaan in jou lewe aan? Stephen Covey, hy het 'n boek geskryf wat gaan oor die 90-10 beginsel, the 90-10 principle. En al wat dit op neerkom is, hy sê 10% van die lewe, 10% van jou lewe word opgemaak deur goed wat met jou gebeur. 90% van jou lewe is hoe jy reageer daarop. 10% wat met jou gebeur. 90% is wat jy kies om te doen. Hoe om dit te hanteer. Wat jy daarmee maak. Ons almal het moeilikheid. Ons almal het dinge wat skeefloop. Ons almal leef in 'n stikkende wêreld. Is jy in beheer? Nie van die wêreld nie, maar van jouself. Regeer jy? Daar het ons gekyk. Numeri 14 vers 27. Hoe lank nog moet ek hierdie slegte volk verduur wat aanhoudend by my kerm? Nee. Dis die Here wat praat.
Die gekla waarmee die Israeliete aanhoudend by my aankom, het ek gehoor. Kyk hierdie vertaling. Sê, how long is this going to go on? All this grumbling against me by this evil infested community. I've had my full of complaints from these grumbling Israelites. En die Here glad nie tevrede daarmee. Inteendeel, vers 28 sê vir hulle, so seker as ek lees, sê die Here, ek sal met julle maak soos ek julle hoor sê het. As jy kerm en kla en moan en jy is ontevrede en niks is reg nie, pas op. Pas op. Vers 37, die manne wat die volk laat kla het almal gesterf van die pes wat die Here gestuur het. Niemand hou van 'n moaner nie. Niemand nie. Moet dit nie doen nie. Moet dit net nie. Doen nie. Niemand hou daarvan. Complaining physically damages your brain. Complaining peels back neurons in the hippocampus, the part of the brain used for problem solving and cognitive function. So, moan maak jou dom. Not only does complaining do damage to your body by releasing cortisol and shrinking the part of your brain used in memory and learning, but so does being around people that complain. Is reageer jy? En reageer jy? Is jy in beheer? Of nie? Kerm maak nooit iets beter nie, net slegter. Nooit, maak nooit iets beter nie. Niemand kan jou uit 'n gat uitkerm nie. Niemand kan jou uit die moeilikheid uitkerm nie. Dink net vir 'n oomblik Jan. As die Here sê, hy gee vir jou die voorreg, ons het gelees, Romeine 5:17, om te heers in die lewe, om te regeer in die lewe. Dan beteken dit, jy moet ophou, kyk na ander mense, vir jou hulp. Het voel vir my, meeste mense wat ek mee te doen kry, het hierdie verwagting, iemand wat swaar kry, iemand wat 'n moeilikheid het, 'n probleem het hierdie verwagting, iemand gaan my help hiermee. En ja, ons moet mekaar help, ons is veronderstel om mekaar te help. Maar as jou verwagting is, iemand gaan my help, dit is ons motivering om te kerm. Ek moan by jou oor 'n ding, sodat jy iets daaraan moet doen. En dit werk nie. So vir jou om te regeer in hierdie lewe, vir jou om by Romeine 5:17 uit te kom, beteken jy moet verantwoordelikheid neem vir jou eie lewe. Die gat waarin jy is, moenie na ander ouens kyk om jou daar uit te haal nie. Kyk na die Here. Die woord sê, ek sla my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Dit sal van die Here afkom. Vra hom om vir jou 'n plan te gee. Vra hom om vir jou strategie te gee. Jy is nie afhanklik van ander mense nie. Jy is afhanklik van hom. En maak nie saak wat jou probleem is nie. Hy kan jou help. Hy het 'n plan. Hy is almagtig. Hy weet wat om te doen. Hy is alwys, hy is alwetend. Hy kan op die regte oomblik die regte dinge in plek laat val vir jou. Maar jy moet na hom kyk. Jy moet ophou kerm. Jy moet ophou net al jou gemors by ander mense uitpak en sê, ek het hierdie moeilikheid en ek het hierdie en ek het daardie en moet dit nie doen nie, dit beteken niks. Dit gaan jou nie help nie. Dit gaan dit nie regmaak nie. Al wat dit beteken is, dit maak jou dieper in die gat, en maak jou dom. En dit maak jou om die mense om jou maak het misluk. Hou op daarmee. Jy moet regeer. Dit is allemaal moeilikheid. Maar as jy na my toe kom en jy sê, ja, ek het hierdie, dit is verskriklik. Dit is verskriklik. Ek moet die einde van die maand, moet ek my Porsche laat diens. En dit gaan 35.000 rand kos. En, hey, ek voel vir jou niks, man. Ek voel vir jou niks. Ek het mense wat se karre 35.000 rand kos.
Moenie dit doen nie. Jy is veronderstel om te regeer. Nie reageer nie. Dis jou keuse. Die Here gaan jou help. Jy is of 'n wenner, of jy is 'n slagoffer. Dis een van die twee, jy moet kies. En wat ook al die uitdaging in jou lewe is, besluit, maak die keuse, besluit. Ek gaan iets daaraan doen. Gaan nie wag dat iemand anders dit doen nie. Ek is nie afhanklik van iemand anders wat my gaan help nie. Ek gaan dit doen, ek gaan dit regmaak. Want ek word bemagtig deur die koning, die almagtige. Hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. Ek gaan wen, ek gaan bo uitkom, ek gaan dit maak. Sonder dat ander ouens dit hoef te doen, sonder dat ek iemand anders in die oë hoef te kyk. Ek gaan iets aan doen. En as ek hierdie klomp goed het wat ek moet betaal en ek het nie geld nie, raak ontslaaf van dit. Verkoop dit. Maak kleiner. Gee oor. En maak dit reg. Kom uit skuld uit. Skuld se vaarbond. Skuld is so onskriftuurlik as jy kan kry. Die woord vir skuld, vir rente, die woord vir rente in die Bybel. Die wortel daarvan is dieselfde as 'n slang wat pik. Ons doen dit. Ons maak skuld. En dan het ons moeilikheid. Welkom uit dit uit. As jou moeilikheid jou lyf is, doen iets aan. Vra die Here. Here, gee vir my plan, gee vir my strategie en doen iets aan. Nou, gekyk met ding van Tom Cruise. Ek weet nie of ek dit nou mag sê of maar in ieder geval. Hulle wys 'n foto van Top Gun 1 van hom en die mooi meisie. Nou wys hulle dit op hierdie stadium. En hy is 30 jaar jonger as wat daai girl is. Sy is oud, sy is gedaan. Maar dan wys hy dit, hy sê dit. Hy staan in die oggend 5:30 op, dan het hy 'n roetine, waar hy eers bietjie mediteer en dan doen hy strekoefeninge, dan doen hy kragoefeninge. Hy eet 5 eiers en ek weet nie wat. Hy eet nooit brood nie. Hy eet nooit suiker nie. Hy eet bessies en neute en vis en steaks en groente. Dis sy keuse. Wel, vir 'n ou van in die 60, dan lyk hy nie te shabby nie. As jou lyf jou moeilikheid het, doen iets aan. Doen iets aan. Moenie na ander ouens kyk en vir hulle vra nie. Ek het nog nooit reg gekry om fikser te word met 'n ander ou wat push-ups doen. Nog nooit in my hele lewe. Efesiërs 2 vers 6. Hy het ons lewendig gemaak uit die dood saam met Christus en ons laat sit saam met hom in die hemelse plekke in eenheid met hom. Hoor jy dit? Jesus het jou lewendig gemaak en jy sit saam met hom op die hemelse troon. Van waar jy regeer. Maar dis jou keuse. Dis jou keuse. Of jy fokus op hom, jy fokus op wie jy is in Christus. En jy kyk jou probleme reguit in die oë en sê, luister, ek gaan jou slaag gee. Ek gaan jou wen, ek gaan jou oorwin. Want ek sit saam met hom. En hy gee vir my wysheid, hy gee vir my strategie, hy gee vir my planne, hy gee vir my idees. En ek gaan dit doen, al kos dit my. Al is dit moeilikheid, al is dit hard, al is dit werk. Ek gaan dit doen. Want ek regeer oor my eie lewe. Jy is in beheer van jou eie lewe. Nie jou ma nie, nie jou pa nie. Nie jou vrou. Jy is in beheer van jou eie lewe. Wat in jou lewe aangaan is jou saak, is jou keuse, is jou plan. Is jy, is net jy. Jy regeer of jy reageer. Dis in jou hande. Nothing can stop the man with the right mental attitude. And nothing on earth can help the man with the wrong attitude. Dis jou gesindheid. So ek wil vir jou sê, luister. Ek weet nie wat in jou lewe aangaan nie. Maar is tyd. Neem beheer. Neem beheer. Stop het. Stop die bus. Sê tot hier toe nie verder nie. Stop die bus. Neem beheer.
Vra die Here vir wysheid, vir 'n oplossing. Hy is die een van wie jou hulp kom. Nie mense nie, nie die bank nie, nie wie ook al nie. Hy, God, is die een wat jou gaan help. Het gaan oor vrede en orde in jou lewe. Jou binnekant is belangriker as jou buitekant. Wat gaan in jou hart aan? Wat is jou vlak van vrede, van blydskap? Dis die koninkryk, Romeine 14:17. Dis geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Dis wat aangaan in jou lewe. As jy die Here dien, volgens sy plan. Ongeag wat rondom jou gebeur. Ongeag wat die wêreld aanvang. Wat gaan in jou hart aan? Sien God raak in die saak. Sien hom raak in die saak. Hy is daar. Hy is nie weg nie. Hy het jou nie gelos nie. Hy is daar. En as dit skeef loop, en jy ry deur daai slaggat, en jou wiele is daarmee heen, die Here is nie weg nie. Hy is daar. As jy in die oggend daai sleutel draai, en daai battery weier, God is nie weg nie. Hy is daar. Wat help het jy gooi 'n tantrum? Wat help het jy vloek die kar? En hierdie battery, hy hoor jou nie is nie. Al wat aangaan, jou binnekant word besoedel. Jy regeer nie oor jou binnekant nie. Jy laat toe dat die wêreld jou laat reageer op dit wat aangaan. En die oomblik wat jy dit doen, dan kom al daai negatiewe goede en daai negatiewe chemikalie word afgeskei. Jou liggaam word besoedel, dit word vergiftig en dit gaan met jou al slegter en slegter omdat jy nie regeer oor die binne nie. Dis waarvoor die Here jou geroep het. En waarvoor hy jou aanstel, is om te regeer. Kyk na die groot prentjie. Man, dit is nie so erg nie. Dit is nie so erg nie. Niks is ooit so erg soos dit aanvanklik lyk. Dit is nie so erg nie. Ja, ek het baie batterye gehad my steeklaat. Ek het baie karre gestoot in my lewe. Ek het baie langs die pad gestaan met goed wat nie wil ry nie. En hier is ek. Groot en seksie soos ek hier voor jou staan. Al daai goed is weg. Dit is verby. Dit het geen invloed op my op hierdie stadium. Maar hoekom toelaat dat jou vrede gesteel word? As die dokter kom, en sê jy hierdie uitslaa. Ja, maar hier is groot moeilikheid. Hier is groot moeilikheid. Nou, die ergste wat kan gebeur, is jy gaan hemel toe. Waar het blykbaar nogal, is kwaai. Dis die ergste wat kan gebeur. Of die Here kan jou gesond maak, en jy gaan met jou lewe. Dis 'n wen-wen situasie. As jy God in jou lewe het, as hy in jou is, dan wen jy. Daar's niks meer nie. Wat kan die wêreld doen? Moenie laat alles jou ontstel nie. Moenie dat alles jou ophol. Ja, gaan dat dinge vir jou net uitdra. Dis nie nodig nie. Moenie uitrafel nie. Regeer oor die binne. En as jou man vir jou iets sê en jy's kwaad en jy's man, moenie laat jou ontstel nie. Kies om te regeer. Jou binnekant is belangriker as jou buitekant. En dit is natuurlik 'n saak van geloof. Geloof dat God daar is. Geloof dat God jou het. Geloof dat God jou nie sal los nie. Geloof dat die Here sê, ek het jou lief en ek sal jou nie los nie. Dis waaroor dit gaan. Dis die oorwinningslewe. Dis heiligmaking. Dis intimiteit met God. Dis 'n bewustheid van maak nie saak wat gebeur nie. Hy's by my. Maak nie saak nie. Hy's by my. My pa was 'n groot man. Nie so lank nie, maar hy was 'n groot man. Sterk, 'n bul. En ek onthou as 'n klein laitie. My ou boet kry toe 'n buitekamer wat hy in slaap.
Toe wil ek ook een hê. En my pa maak toe die ander buitekamer reg vir my en ek gaan slaap daar. Maar ek is, daar's geluide, daar's goede, daar's dinge, dis verskriklik. Ek kan dit nie maak nie. Klein laaitjie. En dan stap my pa daar in. En dan sê ek huister. Ja, nou, geluide se, ja, maak nie saak nie. Want my pa is by my. Hy's groot, hy's sterk. Is dit jou verhouding met die Here? Maak nie saak wat gebeur nie. Hy het jou. Hy's daar. Hy's groter, hy's sterker, hy's beter, hy's slimmer as enige iets anders. Vertrou hom. Vertrou hom. Want dis die basis, dis die anker, dis die rots waarop jy staan om te regeer oor jou binnekant. Regeer oor jou lewe. Verwagting in God se goedheid, sy vermoë, sy liefde, sy integriteit. Hy's God en hy het jou en hy sal jou nie los nie. Spreuke 18 vers 14, die sterk gees van 'n mens dra hom in liggaamlike pyn of moeilikheid, maar 'n verslae of stikkende gees kan niemand help nie. Jou binnekant is belangriker as jou buitekant. Jou gesindheid is bepalend vir alles. Dan van jou af. Laaste skrif, Jesaja 26 vers 3 sê, U sal hom bewaar en in perfekte en konstante vrede hou, wie se gedagtes op U gefokus is. Want hy vertrou U en stel sy verwagting in U. Is jy gelowige of is jy nie? As jy is, as Jesus jou gegryp het, as jy wedergebore is, hy leef binne in jou, Heilige Gees is in jou, dan is jy aangestel deur die Koning van Konings om te regeer in hierdie lewe. Jou binnekant is belangriker as jou buitekant. Dis in jou hande. Kom ons bid. Here, ons is almal voel, ons is uitgelewer en die wêreld mors met ons. Ons weet nie wat volgende gaan skeefloop nie. Ons weet nie wat nou gaan gebeur, wat nou gaan gebreek, of wat nou in ons lewens gaan stikkend raak nie. Dankie Here, dat U wat in ons is, groter is as hy wat in die wêreld is. Dankie Here vir U woord,